Goeiemôre. Hoe bly jy gemotiveerd in hierdie week in 2026, middel of begin van my maand? Dis nogal 'n belangrike vraag. En hoe bly ons gemotiveerd in ons geloofslewe? Ons is nou in Paastyd, na Jesus se opstanding en ons op pad na Hemelvaart toe. Ek dink 'n mens bly nogal gemotiveerd deur 'n bietjie vreugde te beleef, is dit nie? Ons bly gemotiveerd in ons huwelik as ons elke nou en dan ietsie lekkers beleef saam of met mekaar of van mekaar. Dit maak bly ons goed, dan hou ons gemotiveerd. Ons bly nie net gemotiveerd deur die hele tyd ons beloftes te onthou ensovoorts in te werk en ja, baie ander goed, maar om vreugde te beleef is die lekkerste ding van gemotiveerd wees. Ons bly tog gemotiveerd in ons werk of in ons boerdery as daar iets is wat ons vreugde verskaf ook elke nou en dan. Dalk nie die hele tyd nie, maar elke nou en dan. En in ons geloofslewe, Petrus skryf iets daarvan in 1 Petrus 2 vers 1 tot 10. Hy sê ons moet soos pasgebore babatjies smag na die suiwer geestelike melk. Mense, en julle weet hoe vreugdevol is dit vir 'n babatjie om melk te drink. Dis die heerlikste ding om te sien. En hy sê amper ons is kinders van die Here. Hy skryf dit vir gelowiges so in 60 na Christus en dit is 'n moeilike tyd. Die Christene word vervolg. Petrus self is gevangene in Rome en hy is op die oomblik ook doodgemartel deur keiser Nero. Hy sê julle moet gemotiveerd bly in jou geloofslewe, julle verbintenis aan Jesus en kom na hom toe die lewende steen. Dat daar moet iets vreugdevols wees om by die lewende steen te wees, by Jesus Christus. En laat julle opbou tot lewende stene. Groei in julle geloof. Dit moet 'n vreugdevolle ding wees, maar dit is ook natuurlik 'n klomp plig en verantwoordelikheid en dinge wat ons moet doen hè. Maar iets vreugdevol moet ons beleef daarvan. Anders, hoe sal ons oorkom in die wêreld as ons Christene nie sê, weet jy, dit is iets vreugdevols om die Here te dien nie. Dis vreugdevols om aan Jesus Christus te behoort, om 'n lewende steen te wees. En hy is die lewende hoekklip wat God daar gestel het. Petrus praat verder en hy sê hoe die mense wat nie in Jesus glo nie struikel oor hom. En daarom kan hulle nie by God uitkom nie. Maar ons is 'n koninklike priesterdom sê hy, uitverkore geslag, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. En dat ons dan sy deugde kan verkondig waarvoor hy ons roep, met vreugde, gemotiveerd. So, hoe bly jy gemotiveerd in jou geloofslewe? Ek dink elkeen van ons moet, ons noem dit in die kerk, geloofsgewoontes ontwikkel, wat ons gemotiveerd hou. Nou natuurlik is daar die tradisionele geloofsgewoontes van vas, gebed, Bybel lees, gemeenskap van gelowiges, dis kerk toe gaan, bidure ensovoorts. Of 'n mens kan ander goed doen, jy kan 'n Christelike dagboek, 'n geestelike dagboek doen, nog 'n paar ander geestelike dissiplines, maar daar's ook ander tipe persoonlike geloofsgewoontes wat ons kan inbou in ons lewens. Een van die goed wat ek in my lewe inbou om my ook gemotiveerd te hou in my navolging van Jesus Christus is bietjie avontuur. Ek geniet dit om te gaan perdry. Ek geniet dit om te gaan stap met groepe. Ek vat groepe op staproetes ensovoorts. Maar in hierdie avontuur beleef ek ook Jesus se teenwoordigheid. Saam met die perde of saam met ander mense wat perdry, saam met die stappers, medegelowiges, mense wat ook die Here liefhet of waar ons die Here se teenwoordigheid kan geniet op 'n ander manier. En dit is vir my 'n geloofsgewoonte, vir my persoonlik. Dis vir my skaf vir my vreugde in my geloofslewe om bietjie iets avontuurliks te beleef saam met die Here in sy teenwoordigheid en saam met ander. Ek weet nie wat is jou geloofsgewoonte wat jy in jou lewe moet inbou nie, maar dan moet dit is elkeen van ons het 'n ander persoonlikheid. Party mense sal dalk sal vir hulle vreugde verskaf om 'n geskenkie te gee vir iemand wat hulle sien 'n geskenkie nodig het om die persoon te bemoedig of te versterk of iets te vier. Ander mense sal dalk 'n koek vir iemand wil bak of iemand sal dalk 'n ete wil reël vir mense, saam eet, saam 'n funksie reël. Ag, so kan ek aangaan. Mense kan iets gaan met jou buurman gesels op die plaas oor sy beeste of sy vee wat jy sien wat die persoon kan bemoedig en versterk. Dit kan vir ons vreugde, dis geloofsgewoontes. Enige geloofsgewoonte waardeur jy na buite leef om God te verheerlik, is 'n wonderlike geloofsgewoonte. En 'n mens kan blomme geniet of jou tuin of diere, so kan ek aangaan. So vra 'n bietjie vir die Here,
Here, wat is die geloofsgewoontetjies wat ek in my lewe kan inbou, behalwe dat natuurlik die definitiewe goed soos gebed en Bybellees en gemeenskap van gelowiges ensovoorts. En eenvoud, daar's sulke tradisionele geloofsgewoontes. Wat kan ek inbou om gemotiveerd te bly? Goed wat vir my vreugde in my verhouding met U sal verskaf, in die wêreld waarin U my geplaas het. Kom ons bid daarvoor. Here, ons elkeen is opgewonde, toegewyd in ons verhouding met U. Soms het ons motivering nodig. Miskien is dit 'n bietjie vreugde. Help ons deur U Gees om vreugde in ons verhouding met U in te bou. Elkeen van ons op ons eie unieke manier. En om ons kinders so te leer en mekaar so te leer. En dat ons met vreugde ons verbintenis met U sal wys vir die wêreld daar buite. Ons bid dit, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Sien weer. Lekker week.